God jou in 'n loopbaan toelaat van jou keuse of wat hy vir jou gekies het, of wat die lewe vir jou gekies het, of wat omstandighede vir jou gekies het, jy bevind jouself in 'n situasie of in 'n werksarea of in enige iets wat jy mee besig is in jou lewe. Ek wil hê julle moet hierdie begrip kry vandag. God het jou toegelaat om in daai situasie te wees of in daai posisie te wees, want hy weet jy kan die beste wees in daai posisie. Ek sal dit weer sê. As God jou by 'n company maak aansluit, as God jou in 'n sekere posisie maak aansluit of in 'n sekere posisie maak toelaat om te werk of 'n besigheid te moet doen of wat dit ook al mag wees, God weet jy het die potensiaal om uit te staan in daai spesifieke area. Soms sit ons met 'n probleem van ondankbaarheid en ons kan nie uitblink nie. Soms sit ons met 'n probleem van te veel gekwel oor ander mense wat 'n rol speel in ons werksarea of in ons werksplekke. Ons kan nie uitstaan nie. Soms sit ons in 'n situasie waarby ons te veel vasgevang is of ons kyk te veel na ons kollegas en ons kan nie uitblink nie. Ons ster kan nie helder skyn in ons werksomstandighede nie. Want ons is so gefokus en ons aandag is glad nie by die plek waar dit moet wees nie. Hoor my mooi, God het jou geplaas in die posisie waarin jy is, omdat God weet, jy kan 'n specialist word in dit wat jy doen. Ons is baie kere gepla oor die finansiële aspek. Ons sê maar, die geld is nie reg nie. Ja, maar die skofte is nie reg nie. Ja, maar die dae ook werk is nie reg nie. Ja, maar hierdie ding is, ons is te veel gekwel oor al hierdie ander aspekte en ons vergeet as ons ons beste doen, as ons die beste van ons vermoë uit onsself uit kan bring en dit doen, sal dinge beter word in die spesifieke area. Julle moet nooit vergeet nie, toe die profeet die vrou kry in 'n toestand en in omstandighede waar die Bybel sê 'n groot hongersnood gekom het oor die gesig van die aarde. En die profeet sê vir haar, die eerste brood wat jy maak, moet jy vir my gee. En sy sê, maar man van die Here, ek en my kind, hierdie is die laaste brood wat ons gaan maak, en ons gaan sterwe. Het sy nog steeds gehoorsaam, was sy nog steeds gehoorsaam, en sy die man van die Here gegee. En die Bybel sê, die man van God, die Here het haar aangeraak. Die Here het haar vermenigvuldig. Die Here het haar wel afgemaak. Die Here het in sy genade en in sy krag het die Here 'n wonderwerk gedoen in haar lewe. En sy het genoeg gehad vir daai hongersnoodseisoen. Deur iets te gebruik wat sy reeds al het. Deur iets te gebruik wat sy reeds al het. Jou deurbraak is reeds al in jou midde. Jou wonderwerk is reeds al in jou midde. Daai deurbraak, daai wonderwerk, wat jy voor rondsoek, iewers anders, is reeds al binne in jou, is reeds al in jou midde. Jy sê maar, ek wil baie graag 'n ryk man word, ek wil baie graag wel afwees, ek wil baie graag nie so sukkel nie. Jy sit reeds al met die vermoë,